Ons praat vandag oor verlossing. Verlossing lê in die hart van die Christelike geloof. Dit is deel van ons geloofswoordeskat. Ons sê gereeld dat ons verlos is, dat Jesus ons losgekoop het van die sondemag en dat ons daarom nou vry is. Ons sing van ons redding, ons getuig oor ons saligheid. Daar is verskeie kerklike feeste waar ons verlossing vier. Maar wat beteken hierdie verlossing? Waarvan is ons verlos? Wie verlos ons? Hoe werk dit? Die Bybel gebruik die woord versoening om die herstel van die gebroke gemeenskap tussen God en mens en mens en skepping uit te druk. Omdat hierdie term so ryk is aan betekenis, gebruik die Bybel 'n veelheid van beelde en gelykenisse om die diepe misterie van verlossing weer te gee. So 'n beeld uit die plaaslewe is die herder wat sy lewe vir sy skape aflê. Uit die handelswêreld van daardie tyd kom die beeld van die slawe wat losgekoop word. Uit die huwelikslewe die beeld van die verhouding tussen man en vrou. Uit die oorlogswêreld die beeld van die oorwinning oor die mag van die kwaad. En uit die regswêreld die beeld van skuld wat betaal word om plaasvervangend aan die vonnis te voldoen. Elkeen van hierdie beelde gee 'n kykie op die rykdom van die versoening, wat eintlik in die ware diepe betekenis daarvan te groot is vir ons om te begryp. So, waarom is versoening nodig? Die Bybel leer ons dat die mens aan God ongehoorsaam was, daarom voor hom skuldig staan en God se straf verdien. Omdat God 'n God van liefde is, wil God die gebroke verhouding herstel. Daarvoor moes hy mens word, om die volle straf te dra wat vir die mensdom bedoel was. So het God se geregtigheid geskied, en God het die wêreld met homself versoen. Jesus se gehoorsaamheid het ons ongehoorsaamheid vervang, en so het hy ons met God versoen. En nou, as versoende mense, word ons tot 'n bediening van versoening opgeroep tussen mens en ons en die res van die skepping. Wat moet ons van versoening onthou? Eerstens dat God die inisiatief tot versoening neem. Hy het uit liefde vir Jesus Christus gegee as die enigste wyse waarop die versoening verkry kan word. Tweedens, die offer aan die kruis het bewys hoe lief hy die wêreld het. Jesus is die middelaar. Vir ons het hy aan die kruis gesterf en sy offer vir ons is deur God aanvaar. Derdens, die versoening met God is dus die resultaat van wat hy vir ons gedoen het. Alles wat skeiding gebring het tussen ons en God is nou verwyder. Vierdens, wat Christus gedoen het, kan niemand hom nadoen nie en kan niemand aanvul nie. En vyftens, hierdie versoening word langs die weg van geloof ook waar van jou en my. En die geloof is die werking van die Gees en die prediking van die woord. Ek sluit af met vraag en antwoord 21 van die Heidelbergse Katekismes. Die vraag, wat is 'n ware geloof? Die antwoord, 'n ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis, waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het, vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue, wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my, uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Kom ons gaan leef nou as vrygemaakte mense, losgekooptes, gered, verlos, geregverdig, salig, versoen, deur die genade van die Here in Jesus Christus.